Môre vriende, goed om julle almal te sien. Soos toch, ons gaan begin om saam te sing. Die ou lied wat nou weer herleef in die vonk bundel, die 174 strome van seën. Kom ons sing dit van harte. Ons gaan nou sing by vonklied 101. Ons gaan die eerste vers 2 keer sing. Saam wil ons die Here prys vir al sy liefde. Julle ken die liedjie eintlik, julle sal hom gou optel. Die volgende 2 liedere gaan ons aan een sing. Wat 'n vriend het ons in Jesus.
En dan 516, al sou dan ook die vrye boom nie bot nie. Goed, ek wil nou vir Elsona geleentheid gee vir die aankondiginge. Goeiemôre liewe gemeente. Baie welkom in die erediens vanoggend. Ons het 'n paar sake om onder die aandag te bring. Ons begin met die 27ste Junie. Is daar vir ons 'n gedeel Philip Moore wat by ons optree die aand. Kaartjies is R150 per persoon. Die is welkom om by die kerkkantoor aan te meld en dan vir Philip Moore aan te kom luister. Die 28ste hou stille week is daar en ons dames gaan daar aan 'n pak. Word die hele stalletjie. So as u bereid is om vir ons te kom help, enige bestanddele te skep, sal ons op u help waardeer. Dan word ook 'n damesoggend beplan vir die 9de Julie, dis ons so rukkie. So ons sal so nader aan die tyd vir u die rondom die damesoggend deurgee. Dan is daar op die oomblik 'n baie groot behoefte vir komberse. Marita laat weet vir ons dat by die neurologie afdeling waar die mense nou lang rye sit te wag om hulle behandeling die chemoedialyse te kry, kan hulle vreeslik koud. So as u weg ook sien om komberskantoor toe te bring, sal dit so waardeer. Dan is daar 'n paar wat verjaar hierdie week. Vanoggend in die kerk, ek weet is hulle hier nie, hulle verjaar vandag. Corrie Seer, Letty Gous en Mariska Marks. Is hulle hier? Is hier enige nuwe intrekkers? Goed. Van my kant af is dit dan al. Dankie. Dankie Elsona. Vandag is ook Vadersdag. Ek is altyd ongemakkelijk op die dag. Nee, ek weet nooit wat om daarmee te maak het. My pa was ook so. Dan sê ek vir hom,
Gelukkige Vadersdag, pa. Dan sê hy vir my, is die ding nog aan die gang? Hy is nog aan die gang. Baie geluk aan al die paas vandag. Mag julle 'n vreugdevolle volgende Vadersjaar ervaar. Dinge het baie verander in die lewe. Die rol van die pa en die rol van die ma het oor die jare baie meer saam begin vloei. En waar jy vroeër jare geweet het presies wat 'n pa doen en presies wat 'n ma doen, is dinge nou nie meer altyd so duidelik nie. En baie keer dan voel pa's ook, maar ek het misluk, want ek voldoen nou nie meer aan die vereistes wat aan my pa gestel is. Ja, kom ons doen maar net wat die Here vir ons gee om te doen vir ons kinders. En ons vind vreugde in ons kinders en ons is lief vir hulle. En dat hulle vir ons terug sal lief wees. Dit is ons grootste begeerte altyd. Ons gaan nou, ja, ek het net vir gesê, ek wil volgende week, ek wou eintlik al lank al, maar ek wil vergeet. Maar ek is seker die diakens gaan vir my herinner vir volgende week. Ek wil, as dit reg is met julle, 'n foto neem van julle. Dat ek die week kan vra hier in die kantoor, wie is daai persoon en daai ene. Want ek kom nou by daai punt waar ek my sleg voel om te sê, jy weet, ek kan nou nie jou naam onthou nie, of ek het nog nooit jou naam geken nie. Jy weet, die mens voel altyd sleg om dit te doen. So ek wil nou graag 'n foto neem van julle. Dan kan ek dit doen. Is daar iemand wat 'n beswaar sal hê as ek nou so 'n foto neem? Ek sal dit dan nie publiseer. Nee. Is net vir eie gebruik. Goed, dankie. Kom ons sing by, dis nou meer die aanbiddingsgedeelte, by Vonklied 72, wees stil, want die Heilige is hier.
bly staan vir die volgende lied ook. Lied 171, Heilig, Heilig. Die kerklike jaar werk so dat ons die advent het. Na die advent is dit Epifanie. En na die Epifanie is die lydenstyd en dan die Paasnaweek waar die hoogtepunt is. En dan is die afwagting op Pinkster wat verlede Sondag was. En dan is hierdie Sondag tradisioneel in die kerk drie-eenheid Sondag. Wanneer al drie die persone van die drie-eenheid kerkseisoen gewys nou aan die beurt gekom het. En dan van volgende Sondag af tot met Advent is dit koninkrykstyd. Is 'n interessante term, dis net in ons kerk so. Die Engelse kerke, die Engelse kerke praat van ordinary time. Die Hollandse kerke praat van die tyd deur het jaar. Daar is nie 'n naam daaraan gekoppel nie, maar in ons tradisie, in die NG Kerk, het dit ontstaan om dit 'n naam te gee. Ons noem dit koninkrykstyd. Dit begin dan volgende week. En die prediking sal vandag dan ook oor die Triniteit gaan. Kom ons raak stil. God is lig. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kan dit nie oorweldig nie. Amen. Geliefdes van hom wat is en wat was en wat kom, en van die Gees wat van sy troon af uitgaan, en van die Lam, genade vir julle en vrede. Ons gaan nou die Here loof met lied 205, al 3 verse bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun.
Julle sing lekker hoor. Dit is regtig lekker om julle van die kant af te hoor as ek hier so sing. En ons oraliste help natuurlik geweldig baie daarmee. Dankie, Corette. Ons kom nou by die verootmoedigingsgedeelte. En ek wil vir ons lees by Lukas 6 vers 31. Doen aan ander wat jy wil hê hulle aan jou moet doen. Toe Jesus hierdie opdrag gegee het, het hy eintlik iets gesê wat die rabbies toe al vir baie lank sê. Maar hulle het dit negatief gesê. Hulle het gesê, moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. En Jesus maak dit positief en hy sê, maar gaan doen aan ander wat jy wil hê hulle aan jou moet doen. En daaraan meet ons onsself. En dit is eintlik 'n baie goeie maatstaf. En ons kom nie altyd daarby nie. En daarom is dit ook goed dat ons na die Here toe gaan en ons skuld bely. En waar dit nodig is om ons skuld teenoor iemand anders te gaan bely, dan is dit ook goed as ons dit in hierdie week gaan doen. Ons gaan nou sing as skuldbelydenis by lied 5:1, vers 2, al wou ek self my lewenspad hier meet. En ek hoef dit nie vir u te sê nie, ons weet dit, ons is al geslagte lank gelowiges, wanneer ons ons sondes bely, God vergewe. So kom ons sing nou uit dankbaarheid, lied 510, se 4de vers, genade onbeskryflik groot. Want wanneer ons te doen het met die drie-enige God, het ons juist te maak met die een groot kenmerk, naamlik van genade. Ons gaan nou ons geloof bely deur te sing by lied 260, eerste, die tweede en die 6de vers. Die eerste vers oor ons geloof in die Vader, die tweede vers ons geloof in die Seun en die 6de in die Gees. Ons moet staan.
Ons bid saam. Drie-enige God, U wat is en wat was en wat kom. U wat van die troon af uitgaan en in die wêreld inbeweeg. U wat geword het die geslagte lam. Aan U al ons eer vandag. Here, U weet wanneer ons so oor U praat, as die drie-enige, dit maar 'n menslike poging is om iets te sê van U grootheid, U heiligheid, U andersheid. Ons verstaan nie regtig waar nie. Maar dit is vir ons genoeg om te weet dat U vir ons liefhet. En dat ons aan U behoort vir tyd en ewigheid. En dat dit nooit weer anders sal wees nie. Dat die belofte vasstaan, dat ons in U hande is en dat niemand ons uit U hand kan uitruk nie. Nie die dood nie, niks. Vandag bid ons dat U, ons Skepper, en die een wat ons lewens onderhou, dat U skepping deur ons geëer sal word. Dat ons moeite sal doen om die ganse skepping, mens, dier, plant, om dit alles met integriteit te benader en met respek. En dat hierdie wêreld sal anders lyk, omdat ons aan ons Vader getrou wil wees, wat dit alles gemaak het. Ewige seën van God, U wat uit die hemel uitgetree het tot op die aarde, wat hier soos 'n mens kom rondloop het, gelei het onder al die druk, onder versoekinge en oorwin het, sodat ons die lewe kan hê. Aan U ons grootste eer. U is vir ons goed. U is vir ons 'n leidsman. U is ons verlosser. En U, o Gees, wat so agter die skerms werk, vir wie ons so maklik miskyk. Dankie dat U vir ons bemagtig dat U God in ons geword het. En dat U ons van binne af uit nuut maak. En vir ons deur die lewe lei. En dat U vir ons goeie vrugte laat dra. En ons bid, Here, dat daardie vrugte net met in 'n groter mate by ons geproduseer sal word. Here, ons bid dat U kerk sal sterk maak in die wêreld om getrou te bly aan dit wat U vir ons leer en die een wie U is. Dat mense na ons sal kyk en op 'n manier iets van U sal sien. Ons is immers U liggaam op aarde. Gee dat iets sal deurskemer van dit wat Jesus ook gesê het. U my gesien het, het die Vader gesien.
Ons bid vir mense onder ons wat swaar kry, wat siek is, wat geopereer is, wat deur 'n moeilike herstelproses gaan. Hulle wat benoud is, vir verskillende redes, dat hulle u goedheid, u teenwoordigheid diep sal beleef, dat hulle op hierdie dag wat ons ook sommer onder ons noem Vadersdag, diep bewus sal wees daarvan, dat u in die eerste plek ons Vader is. Wanneer ons nou gaan praat uit u woord uit, oor die drie eenheid, dan bid ek Here dat ons ietsie met ons mag saamvat. Want dat die Christus vir ons nooit vernietig sal word nie. Want U bly vir ons onbewonderenswaardig. Amen. Nou, voordat ons by die skrifgedeelte kom, vandag se preek is wat ons noem 'n leerpreek. Met ander woorde, ek gaan nie 'n bepaalde teksgedeelte vat en die teksgedeelte uitlê en toepas nie. Ek gaan kyk na 'n leerstelling wat ons handhaaf en dit 'n bietjie belig. En dit sal dan nou gaan oor die leer van die drie eenheid. Met ons studente was dit nogal 'n grappie geweest. Wat is die verskil tussen 'n stuk leer en 'n leerpreek? En dan was die antwoord, die leerpreek is droër. Nou ek hoop nou vandag gaan nou nie 'n droë besigheid wees nie. Daar word vertel van 'n dominee, kyk, ons was vroeër jare tot hier in die middel 90's, moes ons altyd die vorm 16 invul. Dit was 'n verskriklike vorm waar jy nou op die paar bladsye 'n bietjie verslag moet doen van hoe is die geestelike welstand van die gemeente. Dan moet jy nou 'n klomp goeders daarin van hoe gereeld kom mense kerk toe en al die goede. Onder andere, omdat ons daai tyd verplig was om 12 leerpreke 'n jaar te preek, moes jy nou daar verslag doen. Hoeveel leerpreke het jy gepreek? En die ouens het nie graag die leerpreke gepreek nie, juist oor die droogheid daarvan. En nou vertel hulle van die dominee wat nou in die konsistorie sit met die kerkraad. Nou sê hy nou maar goed, broers, ons moet nou hierdie vraag invul, van hoeveel leerpreke was daar gewees? Hoeveel kan julle onthou? En nou sê hy, onthou 4. Die leierouderling sê hy onthou 2. Die dominee self onthou 3. Hy sê goed broers, ons het nou 9. Wie kan nog 3 onthou? Nou kom ons daar. Nou goed. Dit gaan dan nou oor die drie eenheid. En die tema is 1 tot die mag 3 is 1. Nou wil ek dadelik sê dat dit is algemene konsensus dat ons die drie eenheid nie kan verstaan nie. Dit is nie moontlik vir ons met ons logika om die drie eenheid verklaar te kry nie. So ek wil nie eens probeer om dit te doen nie. Ek wil vandag net 'n paar kantaantekeninge maak oor die drie eenheid. Maar voor ek by daardie kantaantekeninge kom, wil ek eers 'n ander kantaantekening maak. En dit is dat ons baie keer slordig praat oor God. Nou, laat ek verduidelik wat ek daarmee bedoel, en terwyl ek dit nou gaan doen, wil ek ook net sê, ek wil op niemand se tone trap, as ek dit nou doen nie. Ek weet, ons het almal die Here lief, en ons praat met die tyd oor die Here, maar ek wil net 'n ding van my hart afkry, wat ek dink belangrik is om wel te doen. En dit is dat ons, nommer 1 as dit kom by die drie eenheid, die 3 persone van die drie eenheid, die 3 aspekte
van God. Soms moet jy mekaar gooi. Jy sal baie keer hoor iemand sê, maar Jesus het die wêreld mooi gemaak, Jesus se skepping is so fantasties. Sê ek, maar dit was God, die Vader. En dan sal iemand sê, ons dank die Vader dat hy gesterf het aan die kruis. Dan sê, maar dit het mos nie gebeur nie. Dit was Jesus. En 'n ander een sal sê, dankie Jesus dat jy uitgestort is oor die disippels. En dit was die Gees. Nou, hoekom ek dit nou sê is, as ons so los en vas en so slordig oor God praat, dan is ek bang dat ons slordig met God sal omgaan. As mens respek het vir iemand, dan praat jy ook respekvol oor die persoon, soos die persoon oor die persoon self sou praat. So ek wil net dit noem. En dan saam met dit, die ding dat mense, en ek wil dit noem 'n misplaaste pietheid, want ek dink nie hulle bedoel dit sleg nie, maar dit is misplaas, om van God te praat as die man daarbo. Hoekom sê nie maar net God of my Vader, of so, maar die man daarbo, of die ou baas. God is nie 'n man nie, en God is ook nie oud nie. God is buite tyd. Kom ons praat oor God, soos God oor God gepraat wil hê. En dan is daar 'n nuwe gier onder mense, en hierdie sê ek nou nog versigtiger as die ander goeters. En dit is om na die grote drie-enige God sommer net te verwys as liewe Jesus. Asof alles wat ons oor God kan sê, net tot liewe Jesus beperk is. En bygesê, liewe Jesus is nou glad nie 'n Bybelse term nie. Dit is goed vir kindertjies om dit te gebruik. Kinders dink tog konkreet, hulle dink aan die baba, hulle dink aan Jesus wat gewandel het en wat mooi met mense gewerk het. Dit is goed as kindertjies praat van liewe Jesus, geen probleem nie. Maar vriende, wanneer groot mense praat van liewe Jesus, dan voel dit vir my of hulle vir God wil klein hou. Dis in elk geval die Here Jesus. Maar kom ons hou nie vir God, ons beperk God nie tot die babatjie in die krib nie. Kom ons praat van God, ons Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, met al die ander metafore wat God vir ons gee om te gebruik. En dan doen ons dit ook met pietheid. Goed, so wat bedoel ons nou as ons praat van God, ons Vader, as Seun, as Gees? Ek gaan nou lees by Johannes 20, vers 19 tot 23. En ek lees hierdie gedeelte, omdat dit een van die klassieke gedeeltes is, nie waar die eenheid bespreek word, want dit word nergens maar waar al die persone van die eenheid ter sprake rol speel. Daardie Sondag aand was die disippels met mekaar. En alhoewel die Here geskik was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy het gesê, hy sy hande en sy vir hulle. Die disippels was bly toe hulle die Here gesien. Vrede vir julle, sê hy vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Dit is die woord van die Here. Nou, daar is 'n legio van pogings oor die geskiedenis om die drie-eenheid te probeer verduidelik. En een van die pogings verduidelik aan hoe het God gekry. Ons kan ons nou nie. Maar daar is al hierdie pogings aangewend. Party ouens het nog geregte opgesit
Ek kan sien, dit is, daar was grootste verloostes gehou al in die eerste 300 jaar van ons jaar, dat is die 4 oor die 3 eenheid. Hoe die 3 eenheid werk, alle die 3 eenheid, om te probeer om iets wat hierdie diep geheimenis oorgedra kry. Maar dit is net nie moontlik nie, en op dit wat ek vandag gaan sê, is daar ook die lewe, ek is vandaag. So, ek gaan my poging aanwend om iets oor te dra wat my help, om met die leerstuk van die kerk te gaan. Nou die kerk van die 8e eeuw, dat ons glo dat God een is, en dat God is eenheid, 3 persone het. En die moeilijkheid is dat dit baie mense ook baie naby daaraan kom, om te begin dink aan God as een komitee van die 3 gode. Dit is net, jy maak baie logische plantjie, baie vandag. So dit gebeur baie mense koppe, en dan sê die ouwens wat baie het ons, maar jylle klaar oor ons het baie gode, jylle het afgekomen. Maar dan sê ons nie, dit is nie so nie. Dit is nie gode nie, dit is persone. Dan sal hy sê, nou maar goed, dan het God 3 persoonlikhede. En met nog groot respect gesê, dan is God schizofrenies. En dit is God nie. So dit is gewoon net nie maklik om die goeders te formuleer nie. Dus so het ons baie gesê, maar jy kan jy soms wat doen, een is 3, en ons sê nie, 1 maal 1, is 1. En dit is vir ons nogal, dit is so iets goed te maak. Maar wat my help, is om te dink aan God, in termen van verhoudinge. En om dan te dink aan dit, ons noem die 3 persone, wat ek nie dink die beste woord is om te gebruik nie. Maar dit is die woord wat ons dat gekry het 18 eeuw terug. Dit wat ons persone noem, sy verhouding met ons op verskillende maniere. Laat ek dit so verduidelik. Ek is Gys. Ek is een mens. Maar ek staan in verskillende verhoudinge, en om dit te beperk tot 3. Ek is die seun van my oorlede ouers. Ek is die pa van my kinders. En ek is die oupa van my kleinkinders. En ek het met daai 3 identiteite, verskillende verhoudings. My ouers as hulle seun, en dis al wat ek is hulle seun. En my kinders het geweet, dis ons pa. En ons verwag van hom om ons pa te wees. En my kleinkinders weet, dis oupa. En ons is bly, is ons oupa. En dit, maar ek is 'n mens. Ek is op verskillende maniere betrokke by elkeen van hulle. Ek is oupa aan die situasie, ek is pa in 'n ander situasie, ek is seun in 'n ander situasie. Maar ek hou nie op om seun te wees, wanneer ek my kleinkinders weet. Ek is nog steeds my pa was seun, maar wat nou hier belangrik is vir hulle, is ek is nou oupa. En net so hou ek nie op om oupa te wees, wanneer ek met my kinders in gesprek is nie. Ek is gelyktydig al 3. Maar ek is dit alles te maak met die verhouding waarin ek staan. So as ons praat van persoon, dan wat is miskien die verhouding waarin jy staan. Ek praat gewoonlik van die verskillende kante van God, maar dit is ook nie die beste manier om te praat. Goed, so wat belangrijk is dat ons wil sinvol in God praat. Ons wil
oor God praat op 'n manier, met God praat op 'n manier dat ons verstaan dat wie praat is ons wil net met mekaar. Ek wil nie met die Vader praat, God sê dat ek met die Seun praat. As ek dit so rof kan stel. So, wie is God as Vader? Ek gaan nou die funksie concentreer. Wie is God as Vader? Wat resorteer onder God as 'n Vader? Die Nederlandse geloofsbelijdenis sê, die Vader is die oorsaak, die oorsprong en die begin van alle sigbare en onsigbare dinge. Met ander woorde, die Vader is die skepper. Die Vader is ook die onderhouer van alles. Met ander woorde, die Vader hou alles wat geskep is in stand. So wanneer ek God loof vir die ongelooflike pragtige skepper wat hy was het, dan rig ek my tot God as Vader. Wanneer ek dit verleen, dan rig ek my tot God as Vader. Wanneer ek aan tafel dankie sê vir die kos wat ek het, dan rig ek my tot God as Vader. Julle hoor ek sê God as Vader. Wanneer rampe en ellende tref en ons allerhande vrae het en ons weet nie wat ek kan doen nie, dan rig ons vrae tot God as ons Vader. Vader, wat gaan nie aan? As jy jou kinders aan God se sorg opdra, dan rig jy jou tot God as Vader. Jy sien, daar is die vaderlike kant van God. En natuurlijk, die Seun en die Gees was net so betrokke met die skepping. En die Gees en die Seun is zeer betrokke by jou kinders. Maar jy weet dat die deel van God, die aspek van God, daar staan vir ons. Dit is die Vader. So, ek praat daar met God as Vader. Wie is God die Seun? God die Seun is God wat uitdree die ewigheid uit. En die skepping. Maar die skepping toe. God wat in die transcendente, in die immanente, die hier en nou inklim. Dit is God die Seun. Word genoem in Johannes se evangelie die woord. God openbaar hom in Jesus. In die woord, in die Seun aan ons, in hierdie skepping dat ons kan verstaan. Hy gee vir ons die Seun, dat ons in die Seun kan sien hoe lyk God. Sê, wie my gesien het, die Vader gesien. Hy kom mensvorm van ons. So, God die Seun is God, wanneer God na ons toe beweeg in ons lewens. En wat het natuurlik kompliseer, is die feit dat die ewige Seun van God op 'n dag sy goddelikheid eenkant gesit en as 'n mens in die wêreld om soos 'n mens te leef, soos 'n mens versoek word en te verbring soos 'n mens moes, maar nie reg kry. So Jesus het dit gedoen. Die ewige Seun van God het daai by die woorde aarde toe gekom as Jesus 'n man. Los van sy godheid gekom, sodat hy ons God kan verteenwoordig as 'n mens, maar ook sodat by God by ons as mens om verteenwoordig. So Jesus, die Seun, dit is 'n bietjie kompleks daai ene. Maar wanneer ons dan praat oor verlossing, wanneer ons praat oor vergifnis, dan praat ons van die kant van God waarna ons wys as die Seun.
die Seun gekom om ons te red, om ons te verlos. En dit beteken nie die Vader en die Gees is nie betrokke nie. Hulle is betrokke, want dit is die een God. Maar dis die kant van God wat vir ons gewys word, want hulle van God is persoon die Seun. Maar wie praat as ons praat van God die Gees, die Heilige Gees? Kyk, God is almal Gees. Ons praat van die persoon in die drie eenheid as die Heilige Gees. Dit is die kant van God wat in ons inkom, nee. Die Seun tree uit die hemel uit na die aarde toe, die Gees is in ons in. So die Gees is binne in ons, die Gees lei vir ons van binne af, die Gees help vir ons om tot geloof te kom in die Vader, om tot geloof te kom in die Seun, om tot geloof te kom in God. Die Gees help vir ons om te glo dat dit wat Jesus gedoen het vir ons genoeg is. Die Gees help vir ons om goeie vrugte te dra, wat pas by die mense wat ons is. Die Gees kom vermurw ons wat so opstandig gemaak, sodat ons weer gebore kan word. Dit is die Gees, dit is die kant van God, wat ons noem die Heilige Gees. God wat in ons kom. So wanneer jy met 'n nuwe toewyding na die Here toe kom, dan is dit omdat die Gees in jou gewerk het, hierdie behoefte om jou toe te wy. Wanneer jy tot God nader, hier's 'n ding wat voor jou gaan doen, jy baie genade nodig daarvoor, jy moet toegerus wees, jy het gawes nodig om dit te gaan doen, dan rig jy jou tot God as die Heilige Gees, en jy vra, U wat in my is, geef my toch wat ek nodig het, om te doen wat ek moet doen. Nou, wat moet mense hiermee maak? Want 'n mens kan daarop reageer om dit te sê, maar ek gaan nie weer kan bid nie. Want dit is nie, ek nou nie mekaar. Dit is ingewikkelde besigheid hierdie. Net nou bid ek verkeerd. Net nou maak ek die Here ongelukkig dat ek dit gebid het. Ek gaan ook nie meer getuig nie, want net nou getuig ek verkeerd. Nee, vriende, in hemelsnaam, bid en getuig, moet nie stop daarmee nie. Al waaroor dit gaan, is dat ons met groter sensitiwiteit met God moet omgaan. Ons moet net 'n bietjie dink. Net 'n bietjie nadink oor wat ons glo. En net 'n bietjie bewus oor God praat en bid. Oor God praat en met God praat. Moenie ophou om dit te doen nie. En jy gaan foute maak. Ek maak foute. Ek vang myself baie keer dat ek op 'n sekere manier wil sê jy praat nou verkeerd, wat jy nou sê, jy het nou gesê Vader en die saak waaroor dit gaan is eintlik die Seun, maar ek het dit nou gesê en dit is gesê want die ding is God is nie klein seker nie. God het gesê ek kyk na die gebed dat God op mekaar vir my nie. En God kan dat leer. Dit gaan nie daaroor dat ons onsself beter met God kommunikeer, intenser met God kommunikeer en oor God praat, wanneer ons net 'n bietjie moeite doen om die drie aspekte met mekaar te hou. Anders moet jy mens vra, hoe bely ons dat ons glo in God, as ons in elk geval alles maar net die mekaar krap, soos Daga. So dit is toch nou nie doen nie. So ek wil vanoggend as slotsom vir jy sê, ons moenie aan God so eendimensioneel dink as wat ons aan God dink nie. God is baie dieper en hoër as wat ons ooit kan dink. En ewiger. Maar ons moet ons weet, is groot. Hy is existeer. En ons is in hom opgeneem. Dit
Die Here wat ek dit vanoggend en nog meer in die pad. Ek bid net dat U wat met ons elkeen praat vir ons net die bewusstelling daarvan U God is nie oubaas nie. Is nie 'n man wat woon nie. U is die ewige besluit wat ons kan teerkry. En tog beweeg U af na ons toe. Beweeg U in ons in. En U betrek ons by U. Dit is genade, dit is groot. Help ons om met U tyd te leef. Altyd te weet, God is God. En ek is net sy kind. Maar dit is vir my genoeg. Amen. Vriende, ons gaan in die Here met ons bid. Vir die paas, as jy nou uitgaan, is daar 'n sjokoladetjie, geniet dit. Ons gaan nou saam sing, lied 191, eerste en die derde vers, Grote God, ons bring U eer, daarna is die seën en dan sing ons gaan dan heen.
Liefde is die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees is met elkeen van u. Dankie hoor.